Lekker om vir Dr. Roan Steyn telefonies by ons te verwelkom van die Sentrum vir Ruimtenavorsing en Fisika aan die Noordwes Universiteit. Goeiemôre Dr. Baie welkom. Goeiemôre Sarina. Ek het vroeër vlugtig verwys na hierdie Cosmos 482 wat al in 1972 Venus toegestuur is en vir die afgelope 50 jaar in daardie wentelbaan moet sirkel. Maar dit lyk of hy nou kan aarde toe kom. Wat was die oorspronklike doel en funksie van die Cosmos ruimtetuig? Ja, Sarina, jy is heeltemal reg. So hierdie Cosmos 482 is in 1972 gelanseer en die lansering het nou nie heeltemal volgens plan verloop nie. Die vuurpyl het op 'n stadium te veel gewerk en toe het hy ophou werk en sodoende het hy dit toe nou nie gemaak tot by Venus nie. Die oorspronklike idee was dat hy Venus toe gaan, op Venus land en dan vir ons 'n paar foto's en video's neem op Venus en dit dan terugstuur elektronies van Venus se oppervlak af. Maar dit het toe nou nie gebeur nie en wat toe nou gebeur het is dat hierdie Cosmos 482 die hele ruimtetuig het toe nou in 'n stabiele wentelbaan om die aarde gaan sit vir die afgelope 53 jaar, 'n redelike elliptiese wentelbaan wat beteken dat op 'n stadium dan sal hy nou afkom na die aarde toe. Die aarde gaan nou in sy pad wees van sy wentelbaan en dit is wat ons nou verwag hierdie week gaan gebeur die 9de of die 10de Mei. Nou, hoe kan 'n tuig wat al vir 5 dekades in 'n wentelbaan is nou skielik terugval aarde toe? Wat veroorsaak dit? So wat gebeur Sarina is dat omdat die wentelbaan waarin hy toe nou gestabiliseer het 'n baie elliptiese wentelbaan was, beteken dit so 'n plat sirkel, beteken dit eintlik maar net dat hy mis nou al vir 53 jaar net die aarde. En op hierdie stadium is dit nou so klein bietjie af en nou is daar 'n interseksie tussen die wentelbaan en die aarde en dit is hoekom dit nou maar nou gaan gebeur. En wat gebeur met so 'n tuig wanneer dit dan die atmosfeer binnekom? Verbrand dit volledig of kan dele daarvan selfs die grond bereik? Wat ons voorhoop, Sarina, is dat hierdie ding heeltemal sal opbrand in die atmosfeer, maar daar is nie groot hoop daarvoor. Wel, ons hoop daarvoor, maar die kanse is skraal. Juis as gevolg van die feit dat hierdie ruimtetuig is gemaak om die atmosfeer van Venus te weerstaan. Wat beteken dat as mens dink aan Venus is 500 grade Celsius op die oppervlak, die druk van Venus se atmosfeer is 90 keer meer as die van die aarde. Die atmosfeer is vol koolstofdioksied en swaalsuur en ons geen water nie. So hierdie is 'n geharde ruimtetuig. So die aarde se atmosfeer gaan vir hom 'n vulletjie wees om deur te breek. So die vermoede is dat die hoop is dat hy opbreek, dat hy na 53 jaar in die ruimte dat hy so verswak het van die bestraling met die son dat hy nie so goed werk soos wat hy moes nie. Maar as hy nou so goed werk soos wat hy op Venus sou gewerk het, dan is daar ongelukkig nou 'n kans dat hierdie 500 kilogram 1 meter breë ruimtetuig dit al die pad sal maak van die boonste deel van ons atmosfeer tot op die aarde waar hy dan 'n massiewe krater sal veroorsaak. Die vraag is dan waar land hy? Daar's seker risiko's daaraan verbonde. Jy is heeltemal reg. So op hierdie stadium wys die modelle vir ons dat dit kan enigiets tussen 51 noord van die ewenaar en 51 grade suid van die ewenaar gebeur waar meeste van die groot ekonomieë in die wêreld lê. Maar ook daarom is daar 'n geweldige groot kans. Daar's baie water in daai strook van die wentelbaan. So ons hoop dat hy eintlik maar net iewers in die see val. Wat leer hierdie gebeurtenis vir ons oor ruimteafval en die dringendheid vir beter monitering van oud satelliete en ruimtetuie, Dr. Roan? Ja, so dit is 'n baie belangrike vraag. Sedert die 1980s, 90s word ruimteafval baie ernstig opgeneem en daar is heelwat minder ruimteafval en die monitering van ruimteafval is ook baie hoog op almal se prioriteitslys. Byvoorbeeld, Sarina, daar is nou al vir talle jare is daar al 'n reël van die Verenigde Nasies vir die buitenste ruimte, 'n reël wat sê dat enige satelliet wat na 'n sekere datum, ek dink is al 10, 15 jaar terug, enige satelliet wat na daardie datum gelanseer is, moet 'n periode hê waar hulle kan sê hulle gaan hom terugbring aarde toe. Hy gaan deur die atmosfeer breek na die aarde toe oor 15 of 20 of 30 jaar. Hy moet 'n leeftyd hê. Ons kan nie meer satelliete net lanseer en in 'n wentelbaan om die aarde sit en hulle is nou maar daar vir altyd nie. Elke satelliet moet 'n leeftyd hê, juis om seker te maak dat mense nie 'n klomp satelliete om die aarde sit
wat eintlik lankal nie meer gebruik word nie, maar eintlik 'n groot risiko vir ruimtevaarders inhou. Ek waardeer dat jy by ons aangesluit het om oor hierdie interessante onderwerp te gesels. Baie dankie vir jou. Lekker dag. Dankie Sarina. Dr. Roan Stein van die Sentrum vir Ruimtenavorsing en Fisika aan die Noordwes Universiteit.